Welkom hier by die Suidlanders Media YouTube-kanaal. In hierdie reeks kyk ons na die geskiedenis van volksmoorde. Onder andere die Bosniese oorlog en volksmoord tussen 1992 en 1995. Ons doen dit nie om haat of vrees aan te wakker nie, maar om te verstaan wat gebeur wanneer 'n samelewing ineenstort. Wanneer mense volgens identiteit geteiken word, en wanneer gewone besluite skielik 'n kwessie van lewe en dood word. Die inhoud is weer eens ernstig en handel oor teregstellings, seksuele geweld, vervolging en moord op burgerlikes. Daarom beskryf ons die gebeure sonder onnodige grafiese besonderhede. Die doel is om die geskiedenis te verstaan en die waarskuwingstekens raak te sien. Maar ons waarsku wel dat die inhoud sensitiewe kykers mag ontstel. Kom ons begin. In konteks van 'n volksmoordsituasie moet nie saamwerk met die teregstellendes nie. Een van die mees tragiese oomblikke tydens volksmoord is wanneer gevangenes besef dat hulle nie meer bloot aangehou word nie, maar na 'n plek geneem word waar hulle waarskynlik vermoor gaan word. In Bosnië is groepe Bosniak-gevangenes uit aanhoudingskampe geneem en onder voorwendsels na afgeleë gebiede vervoer. By een van hierdie areas het sommige gevangenes besef wat besig was om te gebeur. Toe hulle sien dat mense voor hulle doodgemaak word, het sommige probeer ontsnap. Van hulle het selfs van 'n hoë kraans afgespring. Sommige is ernstig beseer, maar het die val oorleef. In 'n ander geval het 'n gevangene, wat agter in die groep gestaan het, besef dat mense voor hom tereggestel word. Alhoewel sy hande gebind was, het hy probeer hardloop en daarin geslaag om te ontsnap. Die les hierin: wanneer die werklikheid verander, moet jy dit vinnig erken. Moenie aanhou optree asof alles normaal is wanneer die tekens daarop dui dat jou lewe onmiddellik bedreig word nie. Moet ook nie aanvaar dat swangerskap of weerloosheid beskerming sal bied nie. Ons het soortgelyk al 'n paar keer gehoor, maar dit moet goed verstaan word. Een van die wreedste gevolge van volksmoord is dat die normale grense van menslike gedrag meestal verdwyn. Daar is gevalle gedokumenteer waar swanger vroue doelbewus aangeval en vermoor is. In een geval is 'n vrou wat ongeveer 9 maande swanger was, in die buik geskiet. Haar ongebore kind is dood en sy is daarna self vermoor. In 'n ander geval is 'n jong vrou, al laat in haar swangerskap, herhaaldelik aan seksuele geweld onderwerp. Haar ongebore kind het gesterf en sy is daarna saam met die oorblyfsels weggegooi. Hierdie gebeure is uiters moeilik om te verwerk. Maar dit wys op 'n belangrike werklikheid. Wanneer mense deur propaganda ontmenslik word, kan selfs die mees basiese menslike grense verdwyn. Maak nie saak hoeveel goedheid jy al aan die oortredendes bewys het nie. Dit is waarom vroeë waarskuwingstekens van volksmoord so belangrik is. Onthou dan weer, gebruik die landskap tot jou voordeel. Ons het hier rondom ook al gesels, maar wanneer mense op die vlug is, dink hulle dikwels eerste aan spoed. Maar spoed is nie altyd die belangrikste voordeel nie. Die terrein rondom jou kan net so belangrik wees. Gedurende die oorlog in Bosnië het mense soms deur woude, berge en ander moeilike terrein beweeg om gebiede van geweld te vermy. Oop ruimtes bied min beskerming wanneer mense vanuit die verte waargeneem kan word. Digte bosse, berge, valleie en natuurlike versperrings kan beweging moeiliker maak vir iemand wat jou probeer volg. Die eenvoudige beginsel is: ken jou omgewing. Weet waar die oop gebiede is. Weet waar daar skuilings is. Weet waar paaie loop en waar alternatiewe roetes bestaan. In 'n krisis kan kennis van die terrein 'n belangrike voordeel wees. Hierom is die Suidlanders op provinsiale vlak goed ingelig en dit kan tot die voordeel wees om met hulle te skakel. Volgende: wanneer die dood onvermydelik lyk, kan weerstand 'n laaste keuse word. Hierdie is een van die moeilikste lesse in die reeks. Tydens 'n geveg in Bosnië is 'n vroulike soldaat in 'n lokval vasgekeer.
Sy is deur vyandelike soldate genader met die bedoeling om haar aan te rand en te vermoor. Sy het gewag totdat hulle naby genoeg was en toe 'n ploftoestel laat ontplof. Sy het haar eie lewe verloor, maar ook die mense wat haar aangeval het. Sy is later vir haar dapperheid vereer. Hierdie is 'n historiese voorbeeld van hoe desperaat mense kan optree wanneer hulle glo dat daar geen ander uitweg oor is nie. Die groter les is om gevaar vroeg te herken en dit te vermy, voordat jy in 'n situasie beland waar daar geen goeie keuses meer oor is nie. Volgende om te weet is, elitemoord is nie bloot 'n nuwe produk van volksmoord nie. Elitemoord beteken die doelbewuste vernietiging van 'n gemeenskap se leierskap, kundiges en invloedryke mense. Die doel is om nie net individue uit te skakel nie, maar om die vermoë van 'n gemeenskap om homself weer op te bou te vernietig. In Bosnië is politieke en godsdienstige leiers, intellektuele, professionele mense en ander invloedryke persone doelbewus geteiken. Wanneer hierdie mense verdwyn, verloor 'n gemeenskap nie net individue nie. Dit verloor kennis, dit verloor leierskap, dit verloor organisasie en institusionele geheue. Wanneer ons na ander volksmoorde in die geskiedenis kyk, sien ons soortgelyke patrone. Daarom is elitemoord belangrik om te verstaan. Volksmoord kan nie net daarop gemik wees om 'n bevolking fisies te vernietig nie. Dit kan ook daarop gemik wees om die gemeenskap se vermoë om homself te organiseer, te verdedig en later te herbou, te vernietig. Dit gesê, om 'n kind te wees bied ongelukkig nie altyd beskerming nie. Een van die donkerste aspekte van die Bosniese oorlog was die seksuele geweld wat teen burgerlikes gebruik is. Onder die slagoffers was kinders. In een gedokumenteerde geval is 'n 12-jarige meisie van haar moeder weggeneem en na 'n plek geneem waar gevangenes aan seksuele geweld onderwerp is. Sy is herhaaldelik verkrag en gedwing om arbeid te verrig. Later is sy vir geld aan ander mense oorgegee en oor die grens na Montenegro geneem. Haar uiteindelike lot het onbekend gebly. Hierdie verhaal is moeilik om te vertel, maar dit moet verstaan word. Oorlog en volksmoord skep nie blote gevaar vir soldate nie. Wanneer die regstelsel en normale beskerming van burgers afbreek, kan kinders en ander weerloses ook geteiken word. In geval van volksmoord moet nie op 'n ooreenkoms met volksmoordenaars staat maak om jou veilig te hou nie. In een van die mees tragiese voorbeelde uit die oorlog het 'n familie 'n ooreenkoms met gewapende ekstremiste aangegaan om hulle uit Bosnië na Montenegro te laat vervoer. Hulle het geglo dat die ooreenkoms hulle veiligheid sou bied. Maar tydens die reis is die voertuig by 'n brug oor 'n rivier gestop. Die familie is uit die voertuig verwyder en van die brug afgegooi. Hulle is vermoor. Die tragedie wys op 'n belangrike beginsel. Wanneer die normale reëls van die samelewing verdwyn het, kan 'n ooreenkoms sonder onafhanklike beskerming waardeloos wees. 'n Belofte, 'n handdruk of mondelinge ooreenkoms beteken baie min wanneer die persoon aan die ander kant geen bedoeling het om dit te respekteer nie. Dit is waardevol om vroeg te begin dink. Ken die waarskuwingstekens. Ken jou omgewing. Hou kommunikasie en alternatiewe beskikbaar. Moenie wag totdat al jou keuses verdwyn het voordat jy begin dink oor wat jy gaan doen nie. Die Bosniese volksmoord as geskiedkundige voorbeeld wys vir ons hoe vinnig 'n normale lewe vernietig kan word. Maar dit wys ook dat mense kan oorleef, kan hergroepeer en uiteindelik weer kan begin bou. Dit is die doel van hierdie reeks. Nie om vrees te versprei nie, maar om die geskiedenis te bestudeer en daaruit te leer. Daarom sluit aan by die Suidlanders 'n unieke, geïnspireerde volksnoodplan vir en teen anargie en gewelduitbarsting. Dankie dat u by ons ingeskakel het. God seën vir u elk.